Goeiedag vriende en baie welkom by julle huiskerk vandag. Ek hoop sommer dat dit vir julle 'n wonderlike geleentheid sal wees waar julle as vriende en familie en gesinne saam met julle kinders bymekaar kom. Nou die aard van ons huiskerk is om dit nie ingewikkeld te maak nie, maar regtig dit eenvoudig te maak, maar eintlik 'n gespreksgeleentheid rondom die woord los te maak. So ek wil sommer reguit sê dat julle hierdie geleentheid sal gebruik om lieflik saam te gesels. Hierdie is nie 'n preekgeleentheid vir 'n ou om sy opinies en sy teologie neer te lê nie. Hierdie is 'n geleentheid om saam in die woord te groei en Jesus Christus as die Here van ons lewens daar te stel. Ek wil vriendelik vra dat ons nie dogmatiese issues nou sal ophaal nie en indien dit gebeur dat ons onmiddellik sal stop en dat ons dit dan julle my laat weet en ons dit van daar af lekker verder sal deurgesels voordat daar verwarring en dalk moontlike kwade gevoelens ensovoorts kan plaasvind. Ek vra ook dat julle iemand sal aanwys wat bloot 'n admin persoon sal wees wat bietjie die gesprekke tussen julle sal lewend hou en so nou en dan wanneer ons by huiskerke bymekaar kom ook net vir ons vir die groep sal laat weet waar, by watter huis en hoe laat dit sal gewees. Dis nou nie 'n ouderling wat ons nou reeds kies of daar stel nie, sommer net 'n gewone kontakpersoon. Nietemin, baie dankie en baie welkom. Ons gaan vandag gesels uit Johannes 7 en dis regtig vir ons 'n voorreg om ons gesprek uit Johannes se evangelie voor te sit. Ek gaan nou nie die teksgedeelte lees nie. Ek neem aan dat julle 'n bietjie moeite gedoen het en Johannes 7 deurgelees het. Nou die Bybel moet baie keer en nie baie keer, die meeste van die keer en altyd in konteks gelees word. So die bedoeling van Johannes se brief sê ons al vir ons baie duidelik in hoofstuk 20 vers 31. Hy sê maar hierdie is geskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die seun van God en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. So lewe, lig en geloof is belangrike temas in Johannes se evangelie. So jong mense, kinders, ouers, wat dit beteken is, wat glo jy? En wanneer jy dan dit glo, kan jy dit verwoord? Kan jy dit sê wat jy glo? Kan jy met ander woorde sê, Jesus is my Here? En as jy dit bely, wat glo jy van hom? En is dit vir jou lig? Met ander woorde, Psalm 119 vers 105 sê so mooi, u woord is 'n lamp vir my voete, lig vir my pad. Met ander woorde, u woord is genoegsaam vir my om vir my lig te wys, vir my die pad te wys wat ek moet loop. Nou kinders, ek wil met julle gesels en ouers, julle gaan ook lekker hieroor kan gesels. Ons het natuurlik 'n meer breedvoerige teaching wat julle dan kan saam luister of op julle eie kan luister oor Johannes 7. Daaroor kan julle dan 'n bietjie dieper gaan delf. Ken julle die uitdrukking wat 'n draadsitter is? Miskien moet ons gou 'n bietjie gesels in die groep. Wat is 'n draadsitter? Wat is die mooi definisie of ons verstaan daarvan in ons volksmond? Nou, wanneer ons hierdie storie lees in Johannes 7, dink ek dat die Heilige Gees vir Johannes gehelp het om werklik waar hierdie Bybel, hierdie hoofstuk in sy evangelie te skryf sodat ons kan sien hoe lyk draadsitters. Hoe lyk mense wat nie regtig opstaan vir die waarheid nie? Nou Jesus het 'n klomp broers gehad en hierdie broers het natuurlik verskillende redes gehad hoekom hulle vir Jesus wou gehad het in hierdie storie om na die Hittefees in Jerusalem toe te gaan. Dis baie duidelik dat Jesus se broers het gedink dat hy vir hulle baie aansien gaan bring. Jesus gaan vir hulle famous maak. Hy gaan vir hulle help om op trone eintlik te sit, as dit so kan sê. Hy gaan vir hulle aansien in die volksmond gee. Maar jy sien, Jesus het nie as Messias gekom om mense te bevry van Rome en aansien te gee en 'n populariteitsveldtog te wen nie. Nee, hy het gekom om God se woord te kom leef, om gehoorsaam daar te wees, om lewe vir mense te bring, om lig vir hulle voet te bring en werklik vir hulle te help om van die draad af te klim en nie 'n draadsitter te wees nie, maar werklik op te staan vir dit waarin jy glo. So in hierdie storie is daar iets baie interessant wat gebeur julle.
Jesus is in Galilea, hy was nie op hierdie stadium onder in Judea, daar nader in Jerusalem nie, aangesien die mense hom wil doodmaak. Nou die rede hoekom mense hom wil doodmaak is omdat hy in Johannes 5 word het vertel, wie van julle ken daai storie, waar hy daai krepelman, die lamman daar by die bad van Bethesda gesond gemaak het en dit op 'n Sabbat. Nou, die Jode was nie baie gelukkig daarmee nie, want die wet van Moses het gesê, ons mag nie iemand op die Sabbat genees nie, en daarom het hulle gedink, hulle wil hom doodmaak, of hy is godslasterlik. So daarom kry ons hierdie gedeelte dat Jesus se disippels, sy broers eintlik meer korrek gesê, wil nou hê, hy moet saam met hulle na Jerusalem toe gaan, en dan sê hulle so, want niemand doen iets, vers 4, in die geheim en soek tergelykertyd om in iedereen se mond te wees nie. As u hierdie dinge doen, vertoon u self aan die wêreld. Met ander woorde, wys u self aan die wêreld. Ons is u broers, wys u self aan die wêreld. Maar dan is daar 'n baie hartseer ding, julle. En dit is dat vers 5 sê, dat Jesus se broers het nie in hom geglo nie. Nou geloof is baie belangrik in ons lewens. Geloof kwalifiseer absoluut wie ons is en waarin ons glo. En ek wil nou vandag vir julle vra dat julle eintlik moet vir mekaar sê, hoekom glo julle in Jesus Christus? Want as ons dit nie kan sê nie, is ons eintlik maar 'n draadsitter. Ons sit maar net op die draad, ons neem nie standpunt om nie. Dis amper soos die Openbaring sê jy, dit is soos lou Christene, julle is nie warm nie, maar julle is ook nie koud nie, julle is lou. En dan sê die Here in Openbaring 3, ek gaan julle uit my mond uitspoeg. Jesus hou nie daarvan nie. Jesus wil hê, dat as jy in hom glo, jy nie 'n draadsitter moet wees nie, maar jy werklik waar moet opstaan en sê hoekom jy in hom glo. So in hierdie teksgedeelte kry ons 'n baie hartseer vertelling wat Johannes vir ons gee, en dit is dat Jesus se broers het nie in hom geglo nie. En toe sê Jesus vir hulle, vers 6, my tyd is nog nie daar nie, maar julle tyd is altyd daar. In vers 7 sê, die wêreld kan julle nie haat nie, maar haat my, omdat ek van hom getuig dat sy werk boos is. So ek los julle vandag met hierdie gedagte. Die wêreld gaan nooit vir kinders en volwasse mense en ouers en so haat, as jy nie jou mond oopmaak en die waarhede van Jesus deel nie. Nou ons groot probleem vandag is dat ons so skaam is dat mense vir ons gaan lag. Ons is so skaam dat as iemand vir ons regtig vra wat jy in Jesus glo, dat ons met 'n mond vol tande sit en nie werklik weet wat om te sê nie. Ek dink baie keer is ons grootste probleem is dat ons nie die woord ken nie, dat ons nie vir Jesus ken nie. Ons kan nie oor hom praat nie, want ons ken hom nie. Dis interessant, dat wanneer ons in iets belangstel, en iemand vra vir ons iets daaroor, jong, dan moet iemand vir my stop, want hy praat die heeltyd. Maar wanneer ons oor Jesus wil praat, en wanneer ons moet opstaan oor wie hy is, dan lyk dit vir my asof die wêreld sukkel om oor hom te praat. Kan dit wees dat ons met dieselfde probleem sit as Jesus se disippels, dat die lewe te veel rondom onsself draai, wat ons behoeftes is, wat ons gemaklik maak? Jesus sê, die wêreld kan julle nie haat nie. Weet jy hoekom kan die wêreld nie Jesus se broers haat nie? Is omdat hulle soos die wêreld lyk. Hulle het dieselfde ingesteldheid, dieselfde begeerte as die wêreld. Hulle wil dieselfde dinge hê. Maar nou sê Jesus in dieselfde asem, die wêreld haat my, omdat ek getuig dat sy werk boos is. Want sien, die wêreld gaan altyd vir Jesus verwerp. Daarom is die woordjie draadsitter so 'n belangrike woord. Want weet jy wat nie, ek dink kinders en volwassenes, ouers, tieners, ons het te veel draadsitters. Ons gee te veel om wat ander mense van ons dink en wat hulle opinie oor ons is. In plaas daarvan dat ons kan uitkom by die bedoeling van die woord. En die Bybel sê, al hierdie dinge in Johannes se evangelie is vir julle beskryf. Dis neergeskryf deur Johannes, sodat ons dit kan lees. En wanneer ons dit lees, dat ons kan glo dat Jesus regtig Christus is. Die Messias. Nou net deur dit te sê, wil ek sommer vir julle vra, dat julle dalk in julle groep moet praat. Wat beteken dit dat Jesus Messias is? Wat beteken dit dat hy Christus is? Wat beteken dit dat hy na hierdie wêreld toe gekom het? En kom ek vra vir julle nog 'n dieper vraag. Kan julle ooit in julle huis rondom 'n tafel sit en mekaar in die oë kyk en sê wat Jesus vir jou beteken? Dit is dalk die groot probleem met Jesus se boeties. Ek dink hulle het te gewoond geraak aan hom. En ek dink dit is 'n groot probleem in ons tyd ook.
Ons gaan so gereeld kerk toe, in die skole hoor ons van Jesus, dit speel oor die radio's, ons kyk TV-programme, ons ken al die woorde amper van al die films wat oor Jesus gaan, ons ken die stories, maar het ons nie dalk te gewoond geraak aan Jesus nie? Daar is 'n mooi uitdrukking, wat ons, 'n groot woord wat ons sê, is hy ons hartsverlange. Is ons bereid om werklik agter Jesus aan te loop? Jy sien, ons het 'n keuse vandag, of ons gaan draadsitters wees en eindelik maar op die draad sit en nooit kies wat se kant van die draad ons staan nie, of ons gaan afklim en staan, heeltemal staan in die waarheid en van dit uitleef. Ek dink dit is sommer net so 'n aantekening wat ek aan die begin wil maak in Johannes 7 oor wat ek hier raak lees. Ek hoop dat julle nou in julle groepie 'n bietjie hieroor kan gesels. Ek wil julle aanmoedig om sommer in die eerste 18 verse dit bietjie saam te lees en kyk, wat is daar wat die Heilige Gees vir julle wys? En miskien moet ons dan vir mekaar vra, wat beteken hierdie teks vir my? Hoe gaan dit vir my help om regtig vir Jesus te leef, van die draad af te klim, van hy hek af te klim en regtig waar vas te staan in wat ek glo? Of hoe gaan dit vir my help om hierdie waarheid net met iemand te deel? Want ten slotte, ons moet opstaan vir ons geloof. Dit is interessant hoe ons maande terug begin het ons gelees wat in Johannes 1 vers 1 staan. In die begin was die woord en die woord was by God en hierdie woord was self God. Ons moet opstaan vir daai waarheid dat die woord, Jesus, is God. Ons moet opstaan vir die waarheid dat in hom was lewe. Jesus sê in Johannes 10, ek het gekom om vir julle lewe te gee en oorvloed. Ons moet opstaan daarvoor. Ons kan nie draadsitters wees nie. En ons daardie lewe is die lig vir die mens. En dan sê hy so mooi in vers 12 van hoofstuk 1, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. So nou wil ek graag vra of julle nie 'n bietjie in die groep hieroor wil gesels. Dis hoekom ons in huiskerke gedeel het. Nie omdat ons nie meer lus is vir groot kerk toe gaan nie, ons gaan dit mos nou 2 keer 'n maand doen. Maar dis nodig dat ons in klein groepies sit en mekaar in die oë kyk. Kinders, ons gaan met julle ook praat. Jong mense, ons wil julle stemme ook hoor. En volwassenes, ons wil hoor, hoekom glo jy in Jesus? En hoekom dink jy, is dit belangrik om in hom te glo en hom te volg? En moenie net gewoond raak aan hom nie, staan op vir die waarheid. Die Here seën julle en ons sien mekaar volgende weer op hierdie skerm, selfde plek, selfde tyd. Totsiens.